en sy guns uitstort op ons. Glo dit met my hele hart. Ek glo ook dat hy ons grondgebied vergroot, dat hy ons seën. Ek glo met my hele hart dat ons Vader liefde is. Ek glo met my hele hart dat Jesus die lig in ons lewe is. Ek glo in my hele hart dat die Heilige Gees ons lewe is. En daarmee, soos wat ek net jou gesê het, glo ek. Hy sien ons en ek glo ons kan hom raak sien. Ek wil vanoggend iets met jou deel. En dit het my maar net so weer die afgelope naweek eenvoudig net opgetel en ek het net weer daai besef gekry van hoe goed en wonderlik die Here is. Ek het weer die geleentheid gehad om 'n klomp ouens deur te vat deur die profete. Ek het gister het ons al die profete gedoen, van Jesaja af tot Maleagi, 'n groot oorsig oor almal en hulle lewe en hoe die profete inpas in die Bybel, en dan sien jy hoe mense dieselfde goed oor en oor doen, foute maak, en dan kom die Here en dan hy praat eers met hulle, dan luister hulle, baie keer luister hulle nie en hulle gaan nou maar aan en dan kom die Here en hy oordeel hulle en hy oordeel sommer nie net nie, dit is baie keer jare wat verbygaan voordat hy kom. Ek meen hy vir Israel hoeveel kanse gee as die profete lees, nê? En dan sê hy altyd, maar daar sal 'n oorblyfsel wees wat hy sal bewaar. En dan kom sy beloftes. Dis so 'n patroon deur die profete die heeltyd. En ek het net weer besef ek net hoeveel tyd en hoeveel energie en hoeveel goedheid die Here vir ons gee. En ons verdien dit nie eers, nee. Maar hoe hy regtig uit sy Vaderhart so lief is vir ons. Nou as ek vir jou sê vanoggend, die Here is lief vir jou, dan klink dit dalk soos 'n klise. Jy hoor baie keer mense sê die Here is lief vir jou, of jy dink ek hoop maar die Here is lief vir my. Ek hoor ergens iemand sê vir jou die Here is lief vir jou. En dit klink baie keer so, maar ek wil vir jou sê hy is regtig verskriklik baie lief vir jou. En daar seker goed wat in 'n mens se lewe gebeur wat jy om jou sien, wat jy kan deel maak. Ons noem dit jou aanbiddingstaal. Dis waaroor ek praat vanoggend, jou aanbiddingstaal. Daar's ongelukkig nou nie 'n slideshow vanoggend nie. Maar dit gaan oor ons aanbiddingstaal en hoe dinge in ons lewe gebeur, hoe ons God ontdek en hoe dit dan word deel van ons aanbiddingstaal. Dit word eintlik deel van hierdie aanbiddingstaal is eintlik jou hele lewe. Jou hele lewe is aanbiddingstaal. Alles wat jy doen, is in elk geval deel van jou aanbidding. Hoe jy met mense werk, is deel van jou aanbidding. Dink daar, hoe jy na jouself kyk. Ek wil vir jou sê, daar's min mense wat met goeie oë na hulle self kyk. Daar's mos altyd fout, jy weet. Is dit nie? Maar is deel van jou aanbiddingstaal. En ons wat dit betref, nee, dink ek hierdie soektog na aanbiddingstaal en aanbiddingsmomente in 'n mens se lewe. So dit is 'n lewenslange storie. Dit vat 'n leeftyd. Maar dit sal nie ongesiens verbygaan. Met ander woorde, dit gaan 'n fisiese, geestelike effek hê op jou lewe. En dit gaan ook 'n effek hê rondom almal om jou. En hoe kry mense hierdie aanbiddingstaal in woorde? Nou, ek het 'n probleem gehad met volgens se preek. Ek het eintlik nie geweet wat om te sê volgens nie. Want dit wat ek wil sê, dit het nie regtig woorde nie. En eintlik miskien gaan jy dit hoor en dink jy, okay, fine, good for you. Maar daar is regtig nie woorde om dit heeltemal te beskryf. Maar ek gaan probeer om jou deur hierdie beweging, hierdie moment te probeer vat. Laat jy jou eie ontdekking
afdrukking maak vanoggend. Sodat jou aanbiddingstaal, jou worship language, klink dalk so 'n bietjie, ek wil nie sê beter nie, maar anders. Dat dit sal maak dat jou lewe heeltemal sal verander. En daar is eintlik 'n eenvoudige manier om dit te begin. Maar ek het agtergekom baie keer goed wat vir ons eenvoudig lyk, saam met die Heilige Gees word iets kragtigs. Dit beteken God gebruik gewone mense soos ek en jy en dan verander hy ons na buitengewone wesens. Het jy geweet ek's 'n buitengewone wese? As jy nie so glo nie, my vrou glo. Okay. Het jy geweet jy's 'n buitengewone wese? Ja, maar ek is net Ek maak nie die getal vol in die pak nie. Daar bestaan nie so iets nie. Nie van ons het dieselfde afdrukke, met rondjies in ons oë. Nie van ons dieselfde nie. Elkeen is uniek soos wat ons hier sit. En dit is altyd wonderlik as mens van hierdie goed begin beleef. So jou leefstyl en wie jy is alles deel van hoe jy God daagliks aanbid. Alles, elke stukkie daarvan. Nou gaan 'n mens dalk so 'n bietjie anders werk met kliënte kry. 'n Bietjie anders werk met daai ou wat jou dalk bietjie pla daar as jy wil ry jou kar op pas. Jy bietjie anders werk dalk met die ou wat voor jou ry. Jy gaan bietjie anders werk met jou skoonma of wie ook al. Deel van jou aanbiddingstaal. Alles in jou lewe sit. Dit is en aanbidding is eintlik deel van ons antwoord op wie hy is en wat hy doen en sy goedheid in ons lewens. Dis eintlik 'n poging om 'n antwoord te kry op hierdie nimmer eindige en onthou laasweek se preek van die feit dat hy altyd met ons is. Nou kom ek herinner jou gou. God is so groot dat alles wat jy sien in die heelal binne in hom is. So God sit nie ergens op 'n troon en hy kyk af na jou toe. Ons is in God. Nou weet ek, hierdie 6 dae is om dit net te dink. Maar te dink, alles, ons is in hom. Jy's eintlik binne in sy gedagtes. So groot is hy. So jy kan in elk geval nie weghardloop nie. Hy sien jou altyd. Jy kan hom altyd beleef. Dink net, of kom ek sê, probeer dink daar. Dis wat ek net jou bedoel het, my woorde is om dit, maar as jy ietsie daarvan snap, ietsie waar, dit verander jou manier van leef. Heeltemal. En dit is die poging van vanoggend se woorde, en ek vertrou die Heilige Gees, gaan jou help met dit. En toe ek so deur die profete gaan, het ek besef dat Jesaja is eintlik so wonderlike voorbeeld. En as mens mooi gaan kyk na ons prys en worship, ons liedjies, die manier ons met God praat, hoe ons na hom kyk, is baie van ons aanbiddingstaal, kom eintlik uit Jesaja. Baie daarvan. Ek en my vrou het so ruk terug die profete begin lees. Ons is al daar deur, ons is al by Handelinge, ons het deur Romeine, ons by Korintiërs, ons het deur hierdie al die profete gelees. En kort hoor jy daar goed soos Skepper God, oppermagtige Here, heerser oor alle magte. Dis die 2020 vertaling wat ons so gebruik, Jy hoor die almagtige. Jy sien iets van hierdie heerlikheid van die Here. So jou hele, as jy deur die profete lees, beleef jy iets daarvan. Nou, as jy gaan kyk na Jesaja se perspektief van God, wys dit dat hy iets baie besonders rondom dit beleef het. Weet jy, Jesaja is eintlik, een van die bronne wat ek gebruik hierdie naweek sê dat Jesaja hy is soos 'n kunstenaar wat hierdie portret van God meesterlik skilder uit sy persoonlike ervaring met God. Weens 'n leeftyd om te bemeester, maar dit gaan nie ongesiens verby. Dis 'n realiteit vir jou. Dis nie wat jy eendag van hom sal weet nie. Ek wil vir jou sê, ek sien uit na daai dag. Ons is nou by die brooduur besig om te werk
daardeur Jesus se openbaring in Openbaring 1, en ons is nou by die gemeentes, en dit wat Johannes sien, en dit wat in die gemeentes gebeur, en dit wat hy vir hulle bedoel, en die prys, die beloning wat vir ons wag, nee. Ek sal vir jou sê, jy kan net een ding, en dit is om uit te sien daar. It's gonna be great. Dit gaan jou verstand te boek. Jy sien, so as jy in hierdie goeders begin dink en kyk, dan sien jy iets wonderliks raak. Ek wil hê jy moet saam met my in Jesaja 6 lees volgende. Jesaja 6. Jesaja is een van die groot profete. Hy is ook die profeet wat die meeste profetiese woorde geskryf het in die hele Bybel, 66 hoofstukke. Jy weet, as ek die profete so lees, dan wonder ek oor vandag se moderne profete, hoor. Ek wonder oor die profete vandag, wat vandag optree, en sê, so spreek die Here. As ek hierdie goed lees, word ek eintlik bang vir profetiese woorde vandag, want dit lyk asof profetiese woorde vandag is net probeer die toekoms voorspel. Dis nie waaroor 'n profetiese woord gaan, maar dit daar gelaat eers. Hoor wat sien Jesaja in Jesaja 6, en ek gaan al 13 vers vir jou lees. Jesaja se reiniging en roeping het gebeur toe hy God sien. Hierdie belewenis, hoor wat het gebeur. In die jaar wat koning Usia dood is, het ek die Here gesien. Dink bietjie daar, hy het die Here gesien. Moses het hom net van agteraf gesien. Want in die skrif sê hy het hom van aangesig tot aangesig gesien, wat eintlik maar net beteken dat hy was absoluut in sy teenwoordigheid, dit absoluut beleef. Want die skrif sê vir ons, as jy God sien, sal jy sterf. Hy eenvoudig net te groot, te wonderlik, te heilig. Jy kan nie bly lewe nie. Hier kom Jesaja en hy sê, ek het die Here gesien. Nou, hoe dit spesifiek, jy gaan dit nou sien. Sy troon was hoog en verhewe, en sy soem van sy kleed het die tempel gevul. Nou terwyl ek dit lees, probeer die prentjie sien, né? Hy sê rondom hom was serafs, elkeen met 6 vlerke. Met 2 het hulle gesig toegemaak. Met 2 hulle voete bedek, en met 2 het hulle gevlieg. Try to see it. Dit is, hulle het mekaar toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Die Almagtige. Die fondamente het geskit van die geluid, en die tempel was vol rook. Ek het hard geroep, ellende het my getref, want ek is 'n sondige mens tussen ander sondige mense. En tog het ek die koning, die Here, die Almagtige gesien. Toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg, en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hy het my lippe daarmee aangeraak en gesê, kyk, hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sonde vergewe. Ek dink 'n mens kan hierdie paar verse, moet jy vir 'n paar dae gaan oor en oor en oor en oor lees, dat jy net so bietjie kan, dat dit kan insink wat regtig hier gebeur het. Toe ek die Here oor vra, wie kan ek met die boodskap na my volk stuur? En wie sal vir ons gaan? Net wel vir ons gaan. Iets van die 3 eenheid, nee. En natuurlik die engele magte. Ek het geantwoord, Here, ek sal gaan, stuur my. Hy het gesê, ja, gaan. Sê vir hierdie mense. En hoekom het hy nou vrymoedigheid gehad om te sê, Here, stuur my, ek sal gaan? Want sy sondes is nou sopas vergewe. Jy sien, sonde hou ons weg van vrymoedigheid voor die Here. Nou is sy sonde weg, die kool het sy lippe aangeraak, hy is vergewe, die Here sê, wie sal gaan? Wie sal vir ons gaan? Jesaja sê, ek sal gaan.
En dan sê die volgende deel van vers 9 sê, julle sal my woorde hoor. Dis wat hy moet gaan sê vir sy volk. Julle sal my woorde hoor, maar dit nie verstaan nie. Julle sal sien wat ek doen, maar dit nie die betekenis daarvan snap nie. Verhard hierdie volk se harte, maak hulle ore toe en hulle oë blind. Andersins sien hulle dalk en hoor hulle en verstaan hulle en draai dan na my toe. En word hulle gesond gemaak. Nou kan 'n mens sê, maar what's the purpose? Wat is die doel? Dat hy hierdie woord moet vat, maar hulle gaan nie hoor nie, hulle gaan nie verstaan nie, hulle harte gaan hard bly. Weet julle hoekom? Want God het hulle reeds oorgegee aan sy straf wat op hulle lê. Hoekom? Omdat hulle hom bly verwerp en nie doen wat hy sê nie. Maar God het die instrument nodig gehad in die vorm van die profeet om die heerlikheid te sien, om te beleef hoe sy sondes vergewe is, om vir hierdie ouens te gaan sê, hoor hierso, julle tyd is verby. Dit is asof dit menslik dalk nie heeltemal sin maak nie, maar as jy dit vat in die konteks van wat die volk mee besig was. Luister, hierdie volk het afgodsbeelde op 'n stadium in die tempel ingebring. Hierdie volk het die Baals en ander afgodsdienste en offers gebring op plekke waar die heidense ouens dit gedoen het. God het met hulle gepraat oor en oor. Lees jy nou maar die geskiedenisboeke. Elke koning wat gekom het. Een van die wonderlikste konings was Hiskia, buiten Dawid nou, né? Maar Hiskia, wat die Here regtig gedien het. En daar staan, hy het al die afgodsofferplekke vernietig. En God het hom geseën. In daai konteks is hierdie eintlik ook deel van God se oordeel oor. Toe vra ek, vers 11, Here, hoe lank moet ek dit doen? Hy het geantwoord, totdat hulle stede heeltemal verwoes is en niemand meer daarin bly nie, totdat hulle huise leeg staan en die hele land ruïne word. Moenie ophou totdat die Here elkeen na ver lande weggejaag het en die hele land Israel woestynagtig geword het. Onthou, hulle is toe nou mos in ballingskap gevoer en alles is gevolg van die hardheid van hulle harte. Hy sê, al bly daar net 'n 10de deel oor, sal die land weer verwoes word. Israel sal agterbly soos 'n stomp van 'n terpentynboom of 'n eikeboom en wat afgekap is. Nou dink mens, oh my goodness, this is not a good word for nobody. Baie keer lees ouens net die eerste gedeelte daarvan die wonderlike ding, maar hulle wil nie hierdie oordeel oor Israel nie gelees het nie. Buiten die oordeel wat die Here laaste gevel het op al die ander heidense volke. Hoor nou hierso, maar die stomp sal uitloop. En heilige saad word wat weer groei. So, met ander woorde, na alles sal die Here weer herstel. Kyk na jou lewe. Kyk, waar was jy? Op watse verwoesting was jy? En hoe die Here jou kans gegee. Jy het geluister, partykeer het jy nou nie weer geluister, jy het weer teruggeval, ensovoorts. Dis waar Jesus is. Want as daai gedeelte nie ingekom het nie, was ek en jy dalk soos hierdie verdoemenis of hierdie oordeel wat die Here oor ons sou gebring het. Maar hoe dit gebeur? Jesaja het die Here gesien. Hy het iets van sy glorie gesien. En baie keer dink ons as ons die Here sien, moet dit altyd nice wees. Partykeer as die Here met ons praat, baie van die profete het baie keer so begin. Mense is aangespreek oor hulle sonde. Mense is aangespreek oor die hardheid van hulle harte. Maar God het hulle nie verlos. En dis die goeie nuus vir my.
Dis deel van my aanbiddingstal. Here, al is ek 'n feilbare mens wat nie altyd op die plek is, al is ek baie keer nie getrou nie en U bly getrou. Asseblief, wees my genadig. En wat doen die Here? Hy sê as ek my sondes bely, is getrou en regverdig om my reine van al ongeregtigheid. Hy kom en vergewe ons. Ek gee nie om hoe swart en hoe gaal jou verlede was. Ek gee nie om met wat jy dalk op hierdie stadium as jy besig met onuitspreeklike goed dalk. Ek weet nie wat in jou lewe aan. Maar ek wil vir jou sê, as jy God begin raak sien en hy raak jou aan, het jy weer vrymoedig. Dis waar jy op pad is. En dis deel van 'n mens se aanbiddingstal. Here, ek sê vir U dankie dat U my nie gelos het in die modder en die grond en die slyk van die sonde en gemors nie, maar U het my opgetel, my voete gesit op 'n rots. Ek kan U nou vertrou. Jy sien jy sien hierdie prentjie. Jy sien hierdie heerlikheid van die Here in Jesaja 6. Dit verander alles. Die vraag is net altyd, hoe honger is jy hom om hom te beleef en te sien? In elke stukkie van jou lewe, in jou goed en in jou sleg, is jy regtig nog honger, het jy daai begeerte? Dis die groot vraag om te vra. Partykeer dien mense die Here net, sodat hy net nog 'n stukkie van hulle lewe nog gemakliker kan maak. Ag Here, gee maar net vir my nog dit, dan sal ek. Ag Here, gee my maar net dit. Weet jy wat? Ons het niks meer nodig vir die Here om ons eenvoudig te gee, as eenvoudig sy liefde en sy teenwoordigheid nie. Die res van hierdie goed sal hy in elk geval voorsorg. En op dit kan ons hom vertrou. Jesaja verstaan dit ook om God te vrees. En dis iets wat die mensdom verloor het. Ek wil vir jou sê, ek sien baie keer getuienis en ek sien waar mense evangelisasie uitreike doen. Waar hulle vir mense in die straat vra, do you believe in Jesus? En party kyk ons sê nee, en dit stel nie belang nie. Net so. As mense wat eenvoudig net hulle rug op God draai. As mense wat eenvoudig net dink hulle het hom nie nodig nie. En hulle is uitgesproke oor dit, né? Mense het hulle vrees. Weet jy wat? Jy moet so 'n bietjie bang wees vir God ook hoor. Die skrif sê hy het mag. Hy alleen het die mag om jou te vernietig in die hel. En as jy nie bang te praat nie, maar hy vrees, hy respekvol. Miskien het ons so 'n bietjie van ons respek partykeer vir hom verloor. Partykeer raak ons dalk te familier met hom. Jy sien jy kan so naby aan kom as wat jy kan, maar jy besef ook. Dis te groot vir jou. Dis te wonderlik vir jou. Jy sien dis hierdie proses, dis hierdie twee goed wat maak dat jy op 'n ander manier eenvoudig die Here sien en vir hom lewe en jou nie ophou met goed wat nie hoor nie. Hy staan of iets van dit het hom in bewondering gesit. Hy staan in verwondering oor die heilige een van Israel. Hy noem ook die heilige een van Israel. Hy sien God as heilig, verheerlik, verhewe en die almagtige. As jy deur Jesaja lees, dan kom jy agter met hoeveel respek hy praat en God het toegelaat dat hy hom sien. Dit is iets wat elkeen van ons miskien nou kan smaak. Hy bly getrou aan die Here sy hele lewe lank, van al die profete en ek wil heel aan die einde vandag het hy heel waarskynlik 'n verskriklike dood gesterf onder heiden bose koning Manasse. Het hy heel waarskynlik as 'n martelaar gesterf. Maar hy het sy lewe lank getrou gebly, nie afgewyk nie. Hoekom nie? Want hy het God gesien. En dit het sy aanbiddingstaal. Kon hy skryf en ons het dit vandag. Die boek Jesaja is een van die wonderlikste boeke wat in die Bybel is. Want dit praat van alles, van wie Jesus is, van alles, wie God is. Dit praat ook van die skepping. Elke stukkie van dit wat hy skryf kan jy agterkom is deur die Gees geïnspireer en dit wat hy beleef het. Mense dalk kan sê, as jy dink hy het 'n martel dood gesterf, sou mense dalk sê, dit is nie iets wat jy graag wil doen nie. Niemand van ons wil graag 'n martel dood sterf, maar kom ek vra vir jou so.
Mense kan dalk te weghardloop want hulle is bang hulle word gemartel. Maar waarvoor staan jy dan? Sê jy maar ou jellyfish, ons is te bang vir dit, Jy wil nou nie hier praat oor die Here nie, want net nou sê die iets en ons is half hier so, hierdie supersluipers deur die lewe. In terme met ewigheid, wil ek vir jou sê, ek en jy moet ons mondjies oopmaak en begin praat. Ek en jy moet begin wys wie is ons God. Want die heerlikheid wat Jesaja beleef het hom eenvoudig verander. God se heerlikheid het my lewe verander. Dit het jou lewe verander. God se heerlikheid en teenwoordigheid verander alles. Nou kom jy op 'n punt waar jy later sê, weet jy wat? Al hierdie ander goed wat ek so altyd in die lewe wil hê, raak maar dit is soos mistig. Dit is op heeltemal ver op die kantlyn. Ek fokus op hierdie wonderbare Here God van my lewe. Dit laat ou 'n bietjie anders dink, nee. Moenie dat die normale goed van die lewe in die dag jou aandag wegruk van wie God is en wat hy wil wees vir jou, die feit dat hy jou raak sien, jy hom kan raak sien. Want dit kan baie maklik gebeur. Weet as jy net gaan kyk hierso na die skrif Jesaja self, ek meen meer as 250 keer in die Nuwe Testament word daar iets genoem van Jesaja. 250 keer. Meer as 50 aanhalings direk uit hierdie boek uit. So hierdie Jesaja perd was nie 'n gewone ou. Hierdie ou was regtig bruikbaar vir die Here. Hierdie ou het hom gesien. Hy het 'n wonderlike verhouding gehad. Hy het goed, en dit is nie 'n maklike boek om te lees nie, hoor. As jy nou vandag dink nee, goed, ek gaan gou vanmiddag Jesaja lees. Sterkte. Maar as jy dit gaan lees in die konteks, want onthou jy moet gaan kyk, dit was geskryf in die geskiedenis van Israel, né? Samuel, Konings en Kronieke. In daai konteks het die profete geoperei. Dis nie 'n kwessie van dat die profete eers na al hierdie goed die Bybel, ons Bybel is nie kronologies nie, ons Bybel is maar net opgedeel. Jy kry eers die eerste 5 boeke, die geskiedenisboeke, die wysheidsboeke en dan kry jy die profetiese boeke. Maar al hierdie goed, Job, tot die Psalms, is geïntegreer in Israel se geskiedenisse. So jy moet dit in gedagte hou as jy die profete lees. Anders gaan jy dit nog minder verstaan. Maar hier Jesaja kom en dan doen hy 'n paar goed. Hy noem die Here 'n soewereine Here, Here van die leerskare, heerser oor alle magte. In hoofstuk 8. Nou dit hang af wat se vertaling jy lees. Party vertalings gebruik ander woorde, maar dit kom op dieselfde neer. Hy noem hom God die regter. Hy noem hom in hoofstuk 11. Hy noem hom onsaligheid, hoofstuk 26. Hy noem hom ewige God. Hy noem hom in hoofstuk 44. Hy noem hom ons verlosser, hoofstuk 41. Hy noem hom die lewende God in hoofstuk 40 en 41. Hy noem hom die Here van die heerlikheid in hoofstuk 60. Hy noem hom die magtige van Israel in die eerste hoofstuk. Hy noem hom Heer Almagtig, ook in die eerste hoofstuk. As 'n mens net kyk hoe die Bybelskrywers geskryf het, die openbaringe wat hulle gehad het, en dan probeer hulle in menslike woorde sê wat hulle sien en glo en beleef. Dis wat jy raak lees as jy die profete en ander gedeeltes van die Bybel ook lees. Jesaja het ook Jesus gesien. Dink 'n bietjie daar. Tussen 6 en 700 jaar voor Christus het Jesaja Jesus gesien. Johannes 12:41. Johannes 12:41. Kom ek lees op vir jou. Wat 'n wonderlike voorreg was dit nie. Nou dit is nie iets unieks nie. Ons lees dit in die geloofshelde ook. Hebreërs 11 word daar gesê dat baie mense het dit gesien, hulle het dit gesien wat vir hulle wag. Maar hulle moet besef, dis nie hulle gaan dit nie in hulle lewenstyd beleef nie. Hulle het iets gesien van die ewigheid, né? Wat sê Johannes 12 vers 41?
Jesaja het dit gesê, omdat hy die heerlikheid van Jesus gesien het en oor hom gepraat het. Hy het die heerlikheid van Jesus gesien. Wat sal die heerlikheid van Jesus wees? Dit is wie hy is. En dan staan hy en hy het oor hom gepraat. En jy kan die res gaan lees daar. Net voor dit is wat Jesaja gesê dat hulle oë blind sal wees ensovoorts ensovoorts, en Jesaja het die heerlikheid van Jesus gesien. Gaan lees maar die res. En dan kom en dan sê hy die volgende oor Jesus, oor sy geboorte. Dit wil ek vir jou lees. In Jesaja 9. Dis hoekom dit sin maak. Jesaja 9. Sê hy daarso, en ek gaan vir jou daai paar verse lees. Hy sê die mense wat in die donkerte geleef het, Jesaja 9 vers 1, die mense wat in die donkerte geleef het, sal 'n groot lig sien. Die lig sal skyn om almal in die land waaroor die dood en skade weer gegooi is. U sal Israel weer groot maak en sy mense sal bly wees, soos mense bly is tydens die oestyd, soos soldate bly is oor buit. Want God sal die kettinge van die volk, wat die volk vasbind, en die sweep waarmee hulle geslaan is, stukkend breek. Nou weet ons hoekom het dit met hulle gebeur, want dit het God verwerk. Maar hy sê hy gaan hulle herstel, dan sê hy sal maak net soos op die dag toe hy in toe hulle Midian verslaan het. In daardie dag van vrede sal elke skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, in die vuur verbrand word. En dan kom die woorde, want 'n kind is ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, hy sal die heerser wees van die koninklike, met die koninklike titels. Sien die heerlikheid van Jesus, het hy gesien. En die koninklike titels wat hy aan Jesus toedig, is die volgende: wonderbare raadsman, magtige Here, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorouder Dawid gesit het, sal hy vir altyd regverdig en reg regeer. Die toewyding, en ek hou van hierdie stukkie wat dit net bevestig. Hy sê die toewyding van die Here, die Almagtige, sal dit waarborg. Die toewyding van die Here, die Almagtige, sal dit waarborg. Of die ywer van die Here sal dit waarborg. So dit is gewaarborg. En dit het gebeur. Presies soos wat Jesaja gesê. Want hy het dit gesien. Sy aanbiddingstaal het vergroot. Ek sal verklaar. Jou aanbiddingstaal is jou hele lewe en bestaan. En jou hele daaglikse fokus op God. Dis jou aanbiddingstaal. En as jy hierdie goed raak begin sien van wie God is, van wie Jesus is, van wat die Heilige Gees doen, dan verbreek hierdie worship language van jou. En dan begin jy hom ook sien. Dan beïnvloed dit jou lewe dramaties en alles verander. Jy kan nie dieselfde bly nie. Hoe sien jy met ander woorde God? Dis die groot vraag. Hoe kan ons God sien? Nou vorige keer het ek gesê, en ek gaan net daarby byvoeg, wees net, want hy is. Dis waarmee ek begin het om te sê, alles is in hom, so hy is reeds. So ek kan maar net wees. Dit beteken eenvoudig, in gewone taal, wees met ander woorde intentioneel bewus van sy teenwoordigheid. Dit vat wel hierdie leeftyd waarvan ek gepraat het, maar sal nie ongesiens verbygaan. Nou dit is prakties so. Sê nou maar ek gaan deur my daaglikse dag. Ek beleef dit nou hier waar ek staan. Beleef ek iets van sy teenwoordigheid. Want hy is hier. Ek kan vanoggend hier saam met julle en julle saam met my net eenvoudig wees in sy teenwoordigheid, want hy is hier.
Nou as ek doelbewustelik fokus nou op dit, die Here sê, ek kan nie wees. Dan sê dit asof jy weet net, alles gaan oké wees, is dit nie? Jy weet net, jy hoef nie bang te wees. Jy weet net, hy sê, ek glo dis waar die Here wil hê ons moet wees. Hy wil hê ons moet hy sê op 'n ander plek, hy sê moenie rondkyk soos die heidene doen, met angs en bewering rondkyk soos die heidene nie. Ons hoef nie, ons kan eenvoudig net bewus raak, die Here sê, dit is dit. Dit is die nimmer eindiging waaroor ek laas Sondag gepreek het. Net, hy sê net maar. Dink net as jy daar by die werk in jou kantoor sit en jy weet net, die Here sê, kan ek wees? Jy gaan 'n paar gedrag sien en beleef wat jy in jou lewe nog nooit beleef het as jy net so dit begin doen. Wees met ander woorde intentioneel bewus van sy teenwoordigheid. Jy kan dit net eenvoudig so doen. Die ander manier is ook natuurlik om hom deel te maak van alles in jou lewe. Maak hom deel. Baie keer selfs trek hom in elke stukkie van jou lewe. Nou ek wil eintlik vandag iets anders sê. Ek sê, druk jouself in hom in. So bietjie iets anders net. Want as ek hom moet intrek in my situasie, maak ek hom so klein. Ek weet ek kan hom nie groter en kleiner maak. Julle verstaan dit. Was eintlik ek wat myself in sy teenwoordigheid beleef. Met ander woorde, verpersoonlik alles met hom, sien hom in alles raak. Hy sien jou altyd en hy is jou aanbiddingstaal. Hy is jou aanbiddingstaal. Hy is jou worship language. So, die derde plek, moenie bevrees raak nie, maar raak eerder bewuslik bewus van sy teenwoordigheid. Ja, maar pastoor, jy verstaan nie my bekommernis nie, ou broer. Jy weet nou nie waar kom ek vandaan nie. O, weet jy waar kom ek vandaan? Okay. Dit is goed om met jou verlede te werk, dit is wonderlik en mens moet dit doen. Maar dan kom ook 'n tyd dat jy jou voet neersit en sê, ek het nou genoeg gehad, my verlede is regtig verby, nou gaan ek begin leef. That's it. Dis baie keer eenvoudige besluit soos dit. So moenie bevrees raak nie, raak eerder bewus van sy teenwoordigheid. Want dis nimmer eindigend. En dis iets wat jy eenvoudig, weet jy as jy bestuur, en jy bestuur net daar waar jy beweeg. Ek het die afgelope baie beweeg, weet jy ook, en ek het gekyk, en jy sien goed, en jy sien hoe groen dit is, en alles, jy beweeg, jy weet nie, dit is alles in hom, en ek is net eenvoudig nie. That's it. As jy sê, maar wat is er so great daar? Alles! En as jy net eenvoudig, ek weet net, ek het nie woorde nie, kom nou, help my! Miskien het jy, maar ek het nie woorde vir dit. Ek weet net, dit is wonder. Dat iets daarvan beleef het. Die laaste een is, soek elke dag iets mooi en bewonder God doelbewustelik daarvoor. Dis waarmee ons die diens begin. Dis waarmee ons diens begin. Maak dit 'n punt om elke dag, al stap jy daar in die tyd, kyk bietjie na blommetjie, kom nou. Doen jouself 'n guns, gaan net op die gras, en nie waar die rooi mure is nie. Kyk net so bietjie daar in die gras. Ons het eendag so ding in wetenskap gedoen, ek dink ons was in die laerskool, ek weet nie of dit vandag nog doen nie, waar die onderwyser meet vir jou so 'n meter by 'n meter uit met 'n touwtjie op die gras. En dan moet jy nou in daai meter uit meet, dan moet jy nou gaan daar op jou knie gaan. En dan moet jy nou alles neerskryf wat jy sien daar tussen die gras en op die gras en dit was vir ons wow geweest, want jy sien daai stuk gras so, as jy so 'n bietjie afgaan en kyk hier en sien my genade hierdie op 'n goggaatjie, hier's 'n dikkie, hier's 'n wurmpie, hier's 'n gaan doen dit dikkie. Gaan net 'n bietjie op jou rug en kyk vir die wol. En as jy dit nou doen wat ek nou vir jou gaan sê, gaan jou lewe verander.
buiten al die ander goed wat ek vir jou gesê het, maak dit 'n punt van vandag af, op elke dag van jou lewe. Iets moois te gaan soek, waar ook al, en dit te bewonder. Bewonder dit net, want dit is wat God gemaak, bewonder dit. En jou lewe sal verander. Die wat bring gaan daai blomme. Ek het hom 'n opdrag gegee, so net voordat ons begin. Kom sê met jou van hierdie blomme pluk. Ek wil net sê terwyl hy die blom vir my gee, dankie. Terwyl hy vir my gee, jy staan bietjie langer gewees, was alraai. Dis reg, dis reg. Nee, is alraai. Dankie. Terwyl ek hierdie blommetjie hou, dis baie hier langs die kerk as jy hierse oor Kerstyd of wat ook al van hulle wil hê, kom pluk maar, hoor. Want daar hier's baie. Hulle gaan in elk geval ons maar net afgaan met die reën. Maar as ek hierdie blommetjie net so kyk, ek kyk die detail op hierdie blaartjies. En ek dink dat God dit belangrik genoeg geag het om al hierdie detail op hierdie blommetjie te sit. En ek begin vir hom dankie sê vir elke streepie, vir die kleur, elke ding, net hierdie blaar, kyk na die blaar. Hoe hy alles hier aan mekaar gesit het, nee. En ek sien hierdie iets moois. En ek bewonder hom vir dit. Net het ons geprys en worship het my gedagtes gegaan en ek het beelde gesien van goed wat in die Bybel gebeur. Ons het gesing van die see wat oopgaan. Jy sien daai, wat sien jy? As ek hier kyk, sien ek iets van God se grootheid en sy skepping en sy heerlikheid. As ek stil word en ek dink net aan Bybelse gebeure en ek sien Bybelse prentjies, ek sien goed gebeur, ek sien hoe gaan hierdie see oop en hoe loop hierdie mense deur. Ek wonder hoe hulle deur die water kon, hulle het nie vir iets gesien nie daar of wat ook al nie, maar droogvoet sê die skrif het hulle deurgeleef, nê. En ek sien, jy sien, dit is wat ek sê, hoe sien ek God? Ek sien hom in die mooi goed, ek sien hom om doelbewus te raak van sy teenwoordigheid. Ek sien hom as ek hierdie prentjies begin sien. Ons het nou die dag by die VIP self gepraat oor die kraaie wat vir Elia kos bring. Nou sien ek hoe sit hy daar en hy bid en hy drink van die water daar en hoe kom hierdie kraaie en een bring vir hom 'n steak en een bring vir hom 'n T-bone en een bring vir hom 'n stuk hoender en een bring vir hom 'n debonair pizza. Ja, ek nou nie so nie. Maar hulle dra kos en ek sien die prent hoe hy vir hulle voorsien, nê. Jy sien hoe Jesus daar loop in die straat en hoe hy met mense praat en hoe hy dink ek aan die Bybelse gebeure. Jy sien, dis hoe jy God sien. En wat doen dit? Dit maak dat jou aanbiddingstaal verbreek. Dit maak dat jy hom begin raak sien, want hy sien jou waaragtig raak. Die skrif sê en ek weet hy sien ons. Hy sien ons elke dag. Jy sien, dink nie daaraan. Dink gou. 5,000 man, so daar kon dalk nie saam met die res 10,000 mense gewees het. 5 brode, 2 visse. Hy sê dankie en hier begin hy hierdie goed breek. En sy disippels vat dit en hulle begin uitdeel en dit hou net nie op nie. Dit gaan net. Dit hou net nie op nie. Dit gaan net. Sien die prentjie. Dis hoe jy God sien. En jy sien wat gebeur nou? Nou gebeur daar iets wonderliks met jou gees. Want is 'n intentionele, doelbewuste fokus op God. Dit verander jou lewe as jy dit begin sien. Maar die meeste van ons kyk na die lewe, die swaar, die moeilikheid en die dood en die ellende en die pes en alles wat om ons is. Wat doen dit met ons? Dit vernietig ons. God wil hê, hy sien ons, hy wil ons moet hom ook sien. Jy sien, as jy gaan kyk na Jesaja, dan kan jy sien, Jesaja het alles gesien. Hy het die heerlikheid van God gesien. Hy het Jesus gesien. Weet jy wat? Hy het ook die kruisiging gesien. Jesaja 52 gaan lees hom. Hy het gesien, Jesaja sê, hoe vermink Jesus was. Hy het dit gesien. Hy het gesien ook hoe dit wat mooi, perfek en wonderlik is, as gevolg van die sonde van die mense. En ek wil nie, jy moet dit sien. Dit wat mooi is, vernietig. Hy het dit gesien. Hy
Hy het gesien wat sonde met jou doen, met ons doen. Hy het gesien, toe daar op 'n kruis die perfekte beeld vernietig en verwoes is. Hy het dit gesien. Elke druppel bloed. As jy in jou lewe dink, en jy besef, wat sonde met jou doen. En hoe daar een is, wat vernietig is. Ons het praat van die roos van Saron, daai liedjie van die roos wat vernietig word op die grond. Die roos van Saron, wat Jesus is. Jesaja het dit gesien. So wat het hy alles gesien? Hy het sy geboorte gesien. Dit het ons net nou gelees, kind is aan ons gegee. Hy het sy kruisiging gesien. Jesaja 52. Hy het dit gesien. En hy het ook sy heerlikheid gesien. Daar in Jesaja 1 ook deel van sy heerlikheid. Toe hy hier die troonkamer is en die serafs en so voort, hy het iets daarvan gesien. En soos wat Johannes sê, hy het hom gesien. Vernietiging van die sonde het hy gesien, maar ook die herstel gesien. Nou wil ek hê, as ek en jy nou dink aan ons lewens, ons begin hierdie prentjies sien. Jy begin elke dag van jou lewe ietsie mooi sien en jy begin dit bewonder en dit brei jou aanbiddingstaal. Ek dink in jou lewe en hoe Jesus geboor. Weet jy wat, hy moes gebore word soos 'n mens, 'n kind in 'n krib. Sien die prentjie. Jy kan Jesus nie waarlik sien as jy hom nie vat van sy krib tot sy kruis, tot sy kroon. En as jy die prentjies begin sien oor hoe hy gebore is, die prentjies begin sien oor hoe hy vernietig is as gevolg van ons sondes, en die prentjie wat jy sien, hoe hy verheerlik is, en in hierdie hele storie is ek en jy. Moet dit jou lewe verander. En begin jy hom raak sien vir wie en wat hy werklik is. So as ons vinnig net saam van 4 goed wat belangrik is. Gaan wees net want hy is eerste plek. Die tweede plek, maak hom absoluut deel van jou hele lewe, trek jouself in hom in. Volgende een is, moenie bevrees raak nie, maar raak bewus van sy teenwoordigheid. Hierdie goed gaan alles op die groep wees. En die laaste een is, soek elke dag iets mooi en bewonder God se God doelbewus daarvoor. Want ek sê, soek elke dag iets mooi, beteken dit ook. Sien die Bybelse prentjies. Sien hoe wonderlik die Here in die geskiedenis gewerk het, begin hom raak sien, want hy sien jou. En dit sal jou aanbiddingstaal van jou lewe word. Dit sal jou lewe word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader. Here, eintlik weet ons nie wat om te sê nie. Eintlik is ons so beperk vanoggend. En wat ons kan dink. Maar ek sê vir dankie vanmôre. Dat U, Here, op so 'n wonderbaarlike manier in ons lewens werk. Here God, ek wil vra dat elkeen in hierdie plek doelbewus sal raak sien. Doelbewus en intentioneel sal tyd maak om U raak te sien. Doelbewus en intentioneel U sal beleef. Doelbewus en intentioneel, Here, vir al hierdie tyd van jaar waar ons gaan, wat dinge dalk begin rustig geraak en ons fokus op die feit dat, Here Jesus, U wat die lig is, vir ons gegee is. Help ons om nie in hierdie tyd
op wonderlike manier raak te sien. Help ons, Here, om so 'n bietjie te vergeet van ons eie pes en die ellende en goed wat ons self so vernietig en verwoes en fokus op die feit dat U met ons is. Altyd. Dankie. Dankie, dankie vir alles. In die naam van elke naam. Die naam van Jesus. Kom ons bly net vir 'n paar oomblikke nog gaan bid en ek vra jou net 'n geleentheid gee so 2 of 3 minute. Net daar waar jy sit. Sien vanoggend iets raak, 'n Bybelverhaal dalk of iets in jou gedagtes, sien die prentjies. En besef dat jy hom so raak sien. Miskien was daar iets wat jy vanoggend gehoor het. Kom ons praat bietjie met die Here oor.